ben die leeu van Juda. Dis wat sy sê. Die herlewing het in einde van 66 begin. 12 jaar was ek 'n sendeling, maar ek was nie tevrede. Toe ek begin het, ek kinderlik geglo dat die Bybel die woord van God is. En dat God bestaan en dat hy lewe. Maar deur daardie 12 jaar het ek dinge beleef dat ek sê, ja, in theorie is dit so, maar in die praktyk nie. En toe het die gedagtes gekom, dis nie alles die woord van God nie. Maar aan die einde van 66 het ek gesê, mense, kom ons vergeet van hierdie nonsens. Kom ons aanvaar die woord van God as letterlik die woord van God. Dis hoe die herlewing begin het. Toe ons geglo het, dit is God se woord. En toe begin daar die woord en die Heilige Gees deur die woord. En toe hy die hemele oopgemaak het neergedaal, sy Gees uitgestort. En die Gees van God het letterlik in die huise gegaan en vir die mense gebring. Van oral, sonder dat hulle genooi was, sonder dat iemand met hulle gepraat het. Die Gees van God het hulle gebring. Ons vra vir hulle nou, hoe is dit dat julle kom? Hulle sê, ons het iets binne gevoel, ons moet kom. Hulle het met trane gekom, maar toe hulle weg is, het hulle gejuig en gejubel vir vergifnis. Dis nou baie jare terug, oor 40 jare terug, maar vandag werk die Here nog meer as wat hy in die begin gewerk het. Ons het net gewerk diskant die Tugela, nooit aan die ander kant, omtrent 30 jaar, dat ek bid vir 'n plek daaronder by die Tugela. En ek het gebid, Here, as ons net 'n half akker kry om 'n sendingstasie te begin. Toe eendag kom iemand en sê, weet jy, dat was 'n sendeling en hy was 18 jaar daar. Hy sê, daar is 2 rondavels. Ek sê, man, kan dit wees dat dit 'n plek vir ons is, 'n antwoord op met ons gebed. 2 uur het ons gery, oor klippe en wat nie, die pad was so sleg. En toe ek daar was, sien ek dat dit soos 'n paradys is. Dis net doring, bokke, donkies en 'n paar beeste. Dis al wat daar is. Toe het die mense by mekaar gekom. Ek sê, mense, iemand het vir my gevra, wat wil jy hier? Ek sê, ons begin met 'n nuwe sendingstasie. En hy sê, nooit nie, hulle sal vir jou doodmaak. Ek sê, wat sê julle daarvan? Toe staan 'n vrou op, 'n sterk Zulu vrou. Sy sê, hulle sal nie vir jou skiet nie. As hulle vir jou wil doodmaak, ek dra jou op my rug. En toe sê ek vir hulle, mense, julle het niks nie. Julle is van die armste in die land, maar dis 'n paradys. As 'n mens hier skoonmaak, en plant, en water gebruik, julle sal sien hoe dit sal groei. Hulle sê, nee, hier groei niks nie. Ek sê, gee vir my dan, as julle wil, 'n klein plekkie, dat ek vir julle kan leer om te plant. En toe sê hulle, goed. That man, he come to show people how to do that. Just he help so much people there. Because that place is very dry. Toe het ons begin, dis omtrent 'n jaar gelede. Ons het skoongemaak met die hande. Nou, 'n lang storie kort te maak, het ons dit gedoen, geplant en die Here het dit geseën. En vandag het ons 20, 30, 40 hektaar al, waar ons granate plant, mangos, pineapples,
papayas, piesangs en dit groei wonderlik. Die piesangs het so gegroei en hoe lank? 1 jaar. Minder as 'n jaar, seker 10, 11 maande. Toe sê ek vir hulle, kyk, as julle vir ons net 'n aanloopbaan kan gee. Ek is al 'n ou man, en 2 uur af, 2 uur terug, dan kom ek terug en ek is moeg. Hulle sê, o, graag, dan sien ons hoe 'n vliegtuig lyk, van naby. Na omtrent 2 maande, lui my sel. Sy sê, Mkhulu, hulle noem my oupa. Mkhulu, my kind het in kokende pap geval. Ek probeer om die ambulans te kry, geen ambulans nie. Met die vliegtuig is dit net 7 minute. Ek sê vir my skoonseun, vlieg vir haar dadelik na King Edward Hospitaal. En die een dokter sê vir my, daardie kind kan nie lewe nie. Daardie kind is minstens 85% verbrand. Hy sê, mors nie jou tyd nie met daardie kind. Dis verby. Dis deur gebed dat hierdie kind leef. Na 8 maande is die kind hier en God wys net vir die wêreld hoe groot hy is en dat hy sy naam verheerlik, ook onder die nasies en die heidene. Dit begin met die lewe en nie met die preek nie. Vir 3 maande het ek nie vir hulle gepreek nie. Ek wil dit net lewe. As jy met hulle praat, kan jy met autoriteit praat. Hulle sal luister wat jy sê. Toe kom die mense, een na die ander. Hulle sê, die God wat jy dien, wil ons ook dien. Hulle gesels toe onder mekaar en hulle sê, weet julle, Jesus is onder ons. Dis nie 'n blanke nie. Dis nie 'n mens nie. Dis Jesus. Toe was ek dankbaar vir daardie getuienis. As elke Christen sou glo soos die skrif sê en God gehoorsaam, sou die vuur van God, die heilige vuur, deur die hele wêreld brand. En sou die wêreld aan die brand steek. En mag dit gebeur, dat ons Christene wakker word uit ons slaap.